Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens en dit is 'n groot voorreg om saam met jou te mag wees vandag op hierdie manier. Ek wil graag sommer dadelik wegval met 'n aanvangswoord waar ons bely as gelowiges, hier waar ons is, daar waar jy is, daar is die Here. Daarom, die goeie wat ons dan wil doen, dit doen ons nie. Die kwaad wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Mag het so wees dat ons genade en vrede dan ook van God ons Vader mag ontvang en weet aan sy liefde is daar geen einde nie. Van God die Seun, want ons skuld het hy gedra. En van die Heilige Gees, want hy maak ons nuut. God is met ons. Amen. Ek wil jou graag sommer nooi om so saam met my dan te deel in lied 215 as 'n loflied, besing die lof van Jesus saam. Genadige en heilige Vader, ons gee toe dat ons U nodig het in ons lewe. Here, ons wil graag vandag in ons saam wees, die wysheid hê om U te bedink, die ywer om U te soek. Ons wil graag op hierdie dag op U wag. Ons wil in ons oë U raak sien. Ons vra, Here, dat U Gees ons mag aanraak in die ingesteldheid wat ons mag beleef, en mag dit so wees dat ons met die lewe wat ons leef ook mag verkondig, dit wat ons hier saam met mekaar ervaar en hoor. Wees met ons vandag in hierdie saamwees. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag sommer so begin met 'n eintlik 'n redelike ding wat onlangs hier by ons gebeur het in die land. Ek dink aan die sneeu wat onlangs geweldige ontwrigting veroorsaak het. Mense wat vasgekeer was op hoofroetes soos die N3 en waar mense letterlik vir dae in die sneeu vasgevang is. Was ons voorberei? Ek twyfel. Ek dink sommer as ons nou vir familie gaan kuier daar in Natal en ons klim daar op die N3 en ons ry af, dan is die een ding waarvoor ons nie reg is nie, is om in sneeu vasgekeer te wees. Ek dink sommer so aan wat pak ons wanneer ons op vakansie gaan, dalk by die see, gaan vakansie hou. Ons het somersklere, ons gaan vakansie hou by die see. Ons het nie noodwendig genoeg kos om vir 'n paar dae in die kar oor te bly nie. Nee. En dan gebeur dit wat hier gebeur het. Ons dink aan 'n plaaslike skool hier by ons in die omgewing wat op 'n leierskamp gegaan het en daar is die kinders vasgekeer.
Later moes hulle aangery word na plekke toe waar hulle veilig kon wees en waar hulle kos kon kry om te eet, ietsie warms, dalk 'n kombers. Ons luister na stories in die nuus en in die koerante en ons sien op sosiale media hoe mense nie heeltemal reg was vir hierdie ding wat ons getref het nie. Hoe is daar gepak? Ek dink sommer aan vanoggend se saamwees. Ek dink aan die teks wat ons saam gaan lees, wat jy so lank kan opsoek as jy wil by Johannes 6, vanaf vers 1. Hoe is daar gepak vir hierdie geleentheid? Ons is nie reg gewees nie, nee. Daar was nie genoeg kos gewees vir mense om vir 2 dae op die pad vasgevang te wees nie. Ek dink aan daardie skoolbus met die kinders. Ek dink nie dit was deel van die leierskamp se plan, sodat ons vir 2 dae iewers in die sneeu moes sit nie. Jesus se bediening op aarde was van so aard gewees dat mense het al hoe meer agter hom begin aanloop. Al hoe meer het mense graag wou sien wat hy doen of hoor wat hy sê. Hierdie man wat wondertekens doen, soos Johannes dit dan ook beskryf, wondertekens doen, hulle wou dit sien, hulle wou dit ervaar. Nou vanoggend dink ek sommer net, was die mense altyd voorbereid? Nee, het hulle gepak? Ek dink vanoggend se saamwees in Johannes 6 gaan ons sien, nee, hulle was nie heeltemal so voorbereid vir wat daar sou gebeur nie. Blaai jou Bybel en maak hom oop daar by Johannes 6, daarvan na vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle hierdie wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk, toe sien hy dat daar 'n groot klomp mense is wat na hom toe aankom. En hy sê toe vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê, om hom op die proef te stel. Want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg, om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 gars brode en 2 visse. Maar, wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek, en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê Jesus vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak, en daar was 12 mandjies vol met die stukke van die 5 garsbrode wat oorgebly het, nadat die mense dit klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien, het hulle gesê, dat hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk, dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Natuurlik die gedeelte hierna, dan loop hy op die see, en natuurlik dan ook die verwysing na die brood uit die hemel. Wat het hier gebeur? Wat 'n wonderlike ervaring moes dit net hier gewees het, om hier te sien wat hier gebeur het. Net vir interessantheid, dat die gedeelte wat ons vanoggend saam lees, is een gedeelte wat na Jesus se opstanding uit die dood, die een wonderwerk is wat in al 4 die evangelies voorkom. Sommige net vir interessantheid. Dan ook, as ons gaan kyk na die taalgebruik, iemand soos Johannes, wat die imperfectum gebruik. Hy sê, hier is iets aanhoudend aan die gang. Nee, mense het aanhoudend agter Jesus aangeloop. Dit het nie opgehou nie. Om wat te doen? Om hierdie tekens te sien. Spesifiek Johannes maak gebruik van tekens.
Hierdie skare mense wat agter Jesus aanloop, en dan maak hy melding, hy sê die mans alleen was 5000, dan noem hy nie eers die vroue en die kinders nie. Nou ons sou 'n berekening kon maak, en as ons dit min of meer sou kon uitwerk, dan sou ons dalk al by 15000 mense, as dit nie meer is nie, kon uitwerk. Nou net om dit so 'n bietjie in perspektief te plaas. Ek dink hier by ons in die gemeente, as ons op 'n Sondag by mekaar is, dink net vir 'n oomblik, hoeveel mense hier sit. En ons is nie 1000 mense nie. Nou dis so 15 keer. Nee, ek dink aan ons, as jy dink aan 'n lidmaattaal op die register. Ek dink in ons gemeente, rolweg is ons so 1125 mense op die register. Ons is een gemeente. Hier by ons in die dorp is 7 NG gemeentes. Nou, dit is nie eers ons almal saam nie. 15000 plus mense. Wat min of meer 'n berekening sou kon wees. Hier sit hierdie mense. En hulle wil graag, hulle is honger, hulle wil sien en hoor en beleef wat hier gebeur. Wat Jesus doen, want hulle het gehoor en gesien dat hy tekens doen. Hulle hoor van dit waarvan hy praat. En dan interessant, al hierdie mense, dan vra Jesus, maar hoe gaan ons hierdie mense kos gee? Die eerste persoon na wie toe hy draai is Filippus. Filippus wat behoort te weet, tot wat is Jesus in staat. Hy wat naby aan hom leef en alles gesien het. Jesus vra vir hom, Filippus, waar gaan ons kos kry, om vir hierdie mense te kan kos gee? En dit is interessant, dat hierdie ou, wat vir Jesus ken en naby aan hom leef, wat gesien het en weet waartoe hy in staat is, die opmerking maak, of die oplossing nie raak sien in die situasie nie, maar eerder die probleem. Hy maak selfs 'n sommetjie, hy sê, 200 mense se dagloon, gaan nie genoeg wees, om vir hierdie mense kos te gee nie. Dan natuurlik Andreas. Andreas, die ander disipel, hy reageer weer, en natuurlik ook die broer van Petrus, hy reageer weer en sê, maar hier is 'n seentjie se kosblikkie vir die dag, 5 broodjies, 2 vissies, maar dit sal nie dalk genoeg kan wees nie. En dan neem Jesus beheer van die situasie, en hy vat daardie broodjies, hy vat daardie vissies, en hy vra die seun daarop. En dan gebeur hierdie wonderwerk, hierdie wonderteken, voor 15000 plus mense. Hierdie klein bietjie, word so baie, dat daar, en dan maak Johannes natuurlik melding daarvan, mens kan eintlik nou moeite gemaak om te gaan kyk, maar spesifiek, hy noem dit, dat daar 12 mandjies van hierdie kos oorbly. Nou goed. Nou weer, nou dink ons aan hierdie jong seentjie wat sy kosblikkie gehad het vir die dag, en hy het nooit in sy lewe gedink, waarskynlik dat dit is wat vandag met hom gaan gebeur, wanneer hy in hierdie wêreld gaan rondbeweeg nie. Hier is hierdie nood. Hy het hierdie kosblikkie, genoeg vir hom as 'n seentjie, en hy kom en dit word aangebied. Interessant dat Johannes nie regtig skryf oor hoe die seentjie vreeslik daarop reageer nie, maar hier is sy kosblikkie, en dit gee genoeg. Dit, die klein bietjie wat hy wel het. En dan dink ek, het lê dalk so iets by wat ons dan ook kan leer in hierdie verhaal. Wat hierdie verhaal vir ons ook mag beteken. Ek dink in die eerste plek iets van die genade van die Here. Ek dink aan die betekenis van brood uit die geskiedenis vir die Jode, aan die kere wat iets sê van God, 'n gawe van God wat ons ontvang. In die besonder dan sy genade wat dan in oorvloed vir ons genoeg is. Nou goed, vanoggend se tema, hierdie wonderlike ding om te sê, ek het meer as genoeg as om uit te deel. Ek het meer as genoeg om uit te deel. Hierdie seentjie bied sy kosblikkie aan, Andreas vat dit, gee dit vir Jesus, sy klein stukkie seën, sy klein stukkie gawe wat hy ontvang, word dan die gawe
vir soveel ander mense. Daarom mag ek nooit dink dat dit wat ek vir die Here aanbied nie goed genoeg sou wees nie, maar dat dit wat ek aanbied, die seën wat ek ontvang, dat ek dit mag aanbied, dat dit ook tot seën vir ander mag wees. Nooit mag ek glo dat dit wat ek het, of wie ek is, dat dit nie genoeg is nie. Maar dat ek bereid is om dit vir Christus aan te bied. Ek wil graag 'n storie vertel. Ek onthou, ek was in graad 7, standaard 5, in my klasregister of registerklasse onderwyser, meneer Boysen, het 'n mooi storie vertel van elke keer Sondag as die vrou as offergawes in die kerk opgeneem word, dan het sy gesê, maar ek het nie geld om te gee as 'n offergawe nie. En sy het op 'n stadium gesê, as ek self in daardie bordjie kon sit of kon staan, dan sou ek dit doen. Dat dit wat ek het, baie heel dikwels tot seën van ander kan wees. So die vraag is, as ek vandag hier sit, ek dink vanoggend as jy in 'n erediens deelneem, dan neem jy deel in 'n stuk belydenis, in wie ons is, dat ons aan die Here behoort. Hoe het ons dit gedoen? Deur sy kruisdood, deur hom wat bereid was om iets van homself te deel, sodat ons daardie seën kon ontvang. Ek kyk terug en ek het deel in hierdie beloftes, dat ek aan die Here behoort, dat sy genade vir my in oorvloed genoeg is, en dat ek dit ook ontvang. Daarom kan ek nie anders nie, as om dit wat ek tot seën het, dan ook aan te bied, tot die voordeel en die seën van ander. Johannes skryf natuurlik verder in hoofstuk 6, daar by vers 35, iets besonders. Jesus wat sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Hoe reageer ek hierop? Wie is hy vir my? Hy wat homself gedeel het, sodat ek die voorreg kan hê, om dan ook 'n deel van my vir hom te gee. Om dit wat ek tot seën ontvang het, te kan deel, sodat ander kan deel in daardie seën. Dalk lê daar 'n stukkie dankbaarheid, dalk 'n stukkie verwagting, maar mag dit so wees, dat ek dit wat ek bring, hierdie seentjie bring, 5 broodjies, 2 visies, Here, dat dit wat ek bring, ook tot seën van ander mag wees. Kom ons bid so. Here, ons het die voorreg om vandag hier te kan staan en te kan terugkyk en sê, ons het soveel ontvang. U genade is so groot en in soveel oorvloed. Eintlik net soos daardie mandjies, daardie 12 mandjies wat oorgebly het. Dankie vir daardie oorvloed. Here, vandag kom bied ek aan, dit wat ek het, en dit wie ek is. Kom bied ek aan as 'n offer, en mag dit wees, dat u dit mag gebruik, dat ek ook dan, deur die werking van die Heilige Gees, tot seën vir ander kan wees. Dat dit wat ek vir u aanbied, tot seën van ander kan wees. In Jesus naam. Amen. Ons sluit hierdie erediens of hierdie saamwees af, natuurlik met die kosbare lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer. Neem my lewe, laat dit Heer. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei al Heer,
met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou my eie meer, al my kennis en verstand, stel ek in die Vader hand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Neem my lewe, laat dit hier, u gewy, wees meer en meer, laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Wanneer ons by mekaar is, het ons gesê, of bely ons en ons sê, ons glo die Here is ook by ons. Wanneer ons uit mekaar gaan, dan glo ons ook dat die Here daar sal wees. Daarom mag ek jou vandag so groet. Mag die Here dink aan sy beloftes in jou lewe. Mag hy daar waar jy swak is vir jou krag gee. Mag hy daar waar jy verward is vir jou leiding gee. Mag hy daar waar jy ontsteld is vir jou troos gee. En mag hy daar waar dood was vir jou lewe bring. Mag hy dan ook so jou roep en mag jy deel in dit wat tot seën verander kan wees. Amen.